Baie welkom by hierdie uitsending van Raakpraat. My naam is James Kemp en hierdie week se gas is Barend Legrandsie. Hy is een van die mede-stigters van Dialoog vir Aksie netwerk. Hy is ook een van die ondertekenaars van die Nie in ons naam verklaring wat ook later dan gelei het tot die totstandkoming van die groep of die beweging Afrikaners vir Suid-Afrika. Barend wat hier by ons in die ateljee is. Barend, lekker om met jou te gesels. Dis nie die eerste keer dat ek en jy gesels nie, maar dis vir my altyd 'n voorreg. Ja, nee, baie dankie James, is lekker om hier te wees. Ek dink die laaste keer dat ons gesels het was in 2018 gewees. Sjoe. Dis 'n lang tyd. Dit is voor COVID. Enigiets voor COVID is in 'n ander era. Dis reg. Kan jy amper sê. Ek wil net eerstens begin by daardie organisasies waarna ek nou verwys het. Kom ons begin by 'n Dialoog vir Aksie of die Dialoog vir Aksie netwerk. Wie is dit? Wat doen die netwerk en wat het hulle ook ten doel? Ons het so min of meer is nou nie min of meer, is 11 jaar gelede begin. Ek was destyds betrokke by die Citizens in Partnership with Government, 'n nie-regeringsorganisasie, maar waar ons take en projekte begin het, waar die regering nagelaat het om hulle werk te doen. En dit is nie vreemd nie, veral in daardie tyd toe Zuma nog die president van Suid-Afrika gewees het, was daar behoefte gewees dat daar werk gedoen moet word waar die regering nalat om te werk. Maar ek was eintlik die enigste wit persoon op die raad gewees van CPG South Africa. En daar was 'n gevoel gewees van Dr. Beke Shongwe wat destyds die president gewees het, dat daar moet 'n beter samewerking wees ook met Afrikaners. En ek was op daai stadium was ek deel van die raad van CPG gewees en toe het ek en Dawie Jacobs, die oud diplomaat, en Samantha Carling en Dr. Shongwe hierdie dialoog begin, sodat ons het besef die belangrikheid ten opsigte van kommunikasie met mekaar. Ons praat baie keer met mekaar verby, veral in 'n diverse land soos Suid-Afrika, met verskillende geskiedenis, kulture en agtergrond, dat ons beter met mekaar moet praat. So dit het toe begin, en ons het mense betrek by hierdie dialoog, om groter samewerking te kry, dat meer mense betrokke raak by Suid-Afrika, om van Suid-Afrika 'n beter land te maak. Maar in 2001 het dit momentum gekry. Dit is so 5 jaar gelede wat ons baie groter geword het. Dis 'n netwerk. Dis nie 'n organisasie, as geen lidmaatskap het. Dis mense wat toe reeds betrokke is by projekte in Suid-Afrika. Verskillende projekte. Onder andere byvoorbeeld die Shack Builder wat shacks bou. Dit is 'n inklusiewe organisasie of 'n beweging. En ander organisasies soos Pulse, Partners in Cultural Land Solutions wat te doen het met grondhervorming ensovoorts. En verskillende ander. En ons is nou al 'n aantal 100 individue en organisasies wat deel is van die netwerk. So ek en 4 ander is maar soos sameroepers van die dialoog. En ons probeer werklik waar mense aanmoedig om meer deel te word op hulle eie gebied. Want ons het nie self projekte nie, op hulle gebied om dit uit te brei om van Suid-Afrika 'n beter land te maak vir al sy mense. Jou werksaamhede daar het jou toe nou ook op 'n bepaalde tydstip, op 'n bepaalde plek geplaas, dat toe daar 'n verklaring onderteken word met die titel Nie in ons naam. Nou, ek het nou al verskillende getalle gehoor, maar omtrent so 42 mense dan, of 40 en meer, wat dit oorspronklik onderteken het. En die verklaring wat ook dan nou gelei het tot die Afrikaners vir Suid-Afrika beweging, Facebookblad en dan alles wat daarmee gepaard gaan. Dalk het eerstens wat dit betref, hoe het dit gebeur dat jy 'n ondertekenaar was van daardie verklaring en wat is ook dan die boodskap wat jy met daardie verklaring wou uitdra? En dit is my belangrik om dit presies so te stel. Wat is die boodskap wat jy wou uitdra? Want ek weet hoe dit ontvang is aan die ander kant, ook deur verskeie Afrikaners, hoe dit gesien is, hoe dit ontvang is. Wat was die doel van daardie verklaring oorspronklik? Die dialoog vir aksie wat ek sopas verduidelik is een aspek, né? Dit gaan onveranderd voort. Dit het eintlik niks te doen met die nuwe beweging of inisiatief. Dis losstaande. Dis heeltemal losstaande. Alhoewel baie van hierdie persone wat op die dialoog vir aksie is ook deel van die ondertekenaars, was ook ondertekenaars van die verklaring. Dit het niet gekom. Dit het eintlik ontstaan verlede jaar met meneer Donald Trump wat 'n verklaring gegee dat Suid-Afrikaners word beskou as 'n volk wat daar baie sterk gediskrimineer word, maar hy het dit verder gevat en gesê dat is 'n volksmoord wat teen wit Afrikaners gevoer word in Suid-Afrika en dat grond eenvoudig gegryp word. Met ander woorde, dit is sy presiese woorde, volksmoord en grondvergrype. Wat die essensie
van Suid-Afrika aantas. Met ander woorde, dit is 'n aanklag deur swart mense dat hulle besig is om die wit bevolking van Suid-Afrika uit te wis. En dat grondhervorming of grondeienaarskap is die kernbeginsel van ons samelewing en dat daar grond gegryp word deur 'n hoofsaaklik swart regering en ons het gevoel dit is nie die waarheid nie. Dis ver van die waarheid want dit gebeur nie, daar is nie 'n volksmoord nie. Waarmee ons in Suid-Afrika 'n groot uitdaging het, is geweldsmisdaad. En daar is ons almal onderworpe, wit, swart, bruin, Indiër. En ons het gevoel ons kan nie toelaat dat ons gebruik word vir 'n Amerikaanse agenda nie. Meneer Donald Trump het 'n sekere bepaalde agenda, hy is die magtigste president in die wêreld. En wat hulle besluit en hoe hulle sake hanteer is hulle saak. Maar die oomblik toe daai agenda wat hulle navolg, ons betrek, ons Suid-Afrikaners, wat ons word toe vlugtelingstatus aangebied. Die enigste groep is Afrikaners. En hy het dit baie duidelik, eintlik die definisie van Afrikaners het hy baie vereenvoudig. Hy het duidelik gesê in sy bevel, dis afstammelinge van Duitsland, Nederland en Frankryk. So dadelik het hy die Afrikaner debat wat ons al mos vir dekades voer, wat is Afrikaner? Gaan dit net oor die ras, wit, gaan dit net oor die taal, gaan dit oor kultuur en godsdienst, hy het dit baie vinnig vereenvoudig om te sê, dis eintlik wit Afrikaans sprekende mense. So, daar was geen twyfel wie hy bedoel nie, en sy vlugtelingprogram was ook die 7500 wat toegelaat word, en geen ander land se mense word toegelaat behalwe wit Afrikaans sprekende mense. So, ons het gevoel, ons kan nie so gebruik word nie, want ons het gevoel dat sy wit Afrikaners is nie die enigste slagoffers. Ons sê nie is die slagoffers nie. Ons is almal slagoffers van 'n baie uiters korrupte, onbevoegde regering. En ons het van die begin af duidelik gemaak. Hy het daardie bevel en uitsprake herhaal. En ons het gevoel, nee, daar's twee dinge wat dit veroorsaak het. Die eerste ding is, hy het rasseverhouding in Suid-Afrika daardie vertroebel. Hy het vervreemding gebring. As ons dit nie ontken nie, vervreemding gebring tussen wit Afrikaners en die meerderheid swart Afrikaners en bruin en Indiër. Ons kan dit nie toelaat nie. As wit Afrikaners moet ons 'n uitspraak maak. En punt nommer 2, dit het ons land se beeld geweldige skade gedoen. Jy weet as jy nou gaan Google en jy vra is it safe to travel South Africa, dan gaan jy genocide daar kry. Met ander woorde, buitelanders sien maar, hoor jy, hier was 'n aanslag van swart op wit om 'n volk uit te wis. Hoe erg het hierdie nie ons land se beeld benadeel nie. Ons binnelands besef dit nie. En daar het ons opgestaan en gesê, en ons is 48, het gesê, wat is dit? 48. So ons het gesê, nee, ons kan dit nie toelaat nie, as wit Afrikaans sprekende mense, moet ons stem laat hoor. En dit is waar ons by mekaar gekom het, 'n paar het by mekaar gekom, 'n konsepbrief opgestel, ek het die brief gekry nadat hy in sy finale vorm is, hulle gevra maar wil jy teken, en ek het gedog wat ek stem met die hele konsep saam, en ek het self meer ondertekenaar gewees. En dit is hoe hierdie begin het. Dit het nie eens begin as 'n beweging nie, dit is 'n brief, is 'n verklaring. Ons het gedog, en ek persoonlik het gedog, binne 'n week of wat is dit oorgewaai. Ons het 'n verklaring uitgereik, maar toe was daar soveel reaksie gewees, en ek bedoel, ons is nou hoeveel 9-10 maande daarna, en dit het nou gegroei na Afrikaners vir Suid-Afrika, en dat ons 'n stem geword het om te sê, maar nie in ons naam nie. Ons het baie probleme, ons het ongelooflike uitdagings, ons sit met 'n ongelooflike swak regering, en ons kan dit voor hulle deurlê, daar geweld is, dat daar werkloosheid en al die ander dinge wat verkeerd gegaan het, maar ons is nie die enigste slagoffers nie, ons omstandighede is anders. Ek wil vinnig vir 'n oomblik stil staan met die reaksie, en my vraag oor die reaksie daarop, Barend, en hierso moet jy my reghelp, as ek verkeerd is, want ek het nie nou 'n peiling waarop ek die volgende baseer, of statistiek, of iets in daai lyn nie, maar die indruk wat ek tog gekry het, as ek kyk na die kommentaarafdeling en publikasies en dies meer, was dat die grootste deel van die Afrikaners was nie te vind vir die verklaring nie, dat hulle eintlik baie krities gestaan het teenoor die verklaring. Dink jy dat die ondertekenaars van die verklaring het 'n ander geleefde ervaring as wat ander Afrikaners het, of dink jy dat daar verskillende perspektiewe is, of is dit dan omdat Afrikaners vir so lank die muisonne van die wêreld was, dat hulle dalk
te dankbaar is dat daar nou 'n Donald Trump is wat wel vir in die bresse tree. Waarom sou jy sê was die ontvangs daarop, en weer eens, jy kan met my verskil as jy 'n ander ervaring het, maar waarom sou jy sê was die ontvangs op daardie verklaring vanuit wit Afrikaner geleedere, as ek dit so kan stel, oorwegend krities? Ek verstaan die kritisie 100%. Daar is nie eens 'n kwessie nie. Suid-Afrikaners, oor die algemeen wit, swart, bruin en Indiër, is frustreerd met 'n baie swak regering. Met 'n Zuma-regering, en ons het in 2018, toe ek en jy die onderhoud gehad het, was dit net mooi toe Cyril Ramaphosa oorgeneem het, was daar groot verwagtinge gewees van die mense wat voor 94 benadeel was, maar ook die persone anders wat nie benadeel was soos ek en jy wat in daai era groot geword het. Dit was ons kan nie mense kwaadlik neem dat hulle ongelooflik frustreerd was. Want ons sien wat in Suid-Afrika, as jy praat van 'n 40% werkloosheid, dan moet dit frustrasie wees vir almal. Ek en die ander, selfs die kritici, beleef dit almal dieselfde. Elkeen moet sorg dat elke maand se paemente betaal word, dan moet kos op die tafel wees. En as 'n regering nie die omgewing skep nie, dan kan daardie frustrasie geweldig oorloop. Dan sien jy nie partymal die werklikheid raak nie. En mense kan met my verskil, maar jy kan nooit sê ek is naïef nie. Ek dink ek het redelik weet wat aangaan in die land. Ek was by baie swart organisasies betrokke gewees en by projekte gewees. En ek gaan nou elke jaar in Hartenbos vakansie. Ek ken die Afrikaner. Dis nie 'n kwessie van dat partymal, soos hulle sê, dis nou 'n sekere groep wat werklikheid met die werklikheid verloor nie. Ek weet, ek het familie en ek het vriende. Ons is werklik waar by mekaar. Net een saak wat baie belangrik is. Ons kan nie toelaat dat 'n leuen verkondig word om ons saak te bevoordeel nie. Ons kan nie toelaat dat 'n leuen wat verkondig is dat daar 'n volksmoord is, wat 'n ongelooflike aanklag is. Ons weet wat 'n volksmoord is. Ons weet wat in die Nazi-Duitsland gebeur het. Ons weet wat in Gaza gebeur het. Ons weet wat in Sudan gebeur het. Dit gebeur nie in Suid-Afrika nie. So ek verstaan die frustrasie wat Donald Trump, wat 'n geweldige posisie, soos ek gesê, die mees magtigste posisie in die wêreld het, skielik aandag gee aan Afrikaners se frustrasie. Want plaasmoorde is 'n werklikheid. Die tragedie daarvan dat mense ver afgeleë is en maklike teikens is vir moord, moet aangespreek word. Die feit dat ek en jy moet diefwering en elektrifisering rondom ons eiendom het, is onaanvaarbaar en daar moet voor die deur van die regering gelê word. Maar ons kan nie die aandag vestig of toelaat dat die aandag gefestig word op ons belang wat gegrond is op 'n leuen nie. En om te sê daar's 'n volksmoord, dis nie, met ander woorde, ons praat nie, hy het nie daar hier gepraat van misdaad nie. Ons land het 'n gewelddadige land geword as gevolg van swak regering. Maar ons moet ons stemme laat hoor, dat ons nie skielik nou die enigste slagoffers is, dat ons weet dat die moorde wat plaasvind, word op wit mense gepleeg, op Afrikaners, op Engelssprekers, op swartes, op Xhosas, op bruin mense en Indiërs nie. Dis al wat ons wil hê. Ons is nie die enigste slagoffers nie, maar ons verstaan die frustrasie. En partymal het baie mense die leuen nou van meneer Donald Trump oor misgekyk, want hulle voel frustreerd en hulle voel bang, hulle is bevrees, want die omstandighede in Suid-Afrika is nie aanvaarbaar nie, en ons moet dit ook nie aanvaar nie. As ek net vir 'n oomblik kan stilstaan met die term van slagofferskap. Ek het nou gehoor daar word baie klem geplaas op die volksmoord uitlatings en ons kan weer daarby kom ook. Maar as ons praat oor slagofferskap, niemand gaan ontken. Enigiemand wat al deur 'n township gebied of 'n informele nedersetting gery het of beweeg het, sal blind wees as hulle ontken dat daar haaglike lewensomstandighede baie dikwels is, rioleringsprobleme of 'n totale gebrek aan riolering en spoeltoilette, gebrek aan watervoorsiening en dies meer. Maar as ons praat oor slagofferskap en ons praat oor Afrikaners, dan is ou nou baie versigtig oor daai term ook om aan daai slaguister van slagoffermentaliteit te trap. Maar sou mens kan toegee dat daar wel sekere wetgewing is wat Afrikaners verhoed om dieselfde tipe ekonomiese deelname te geniet as hulle medelandsgenote. Daar's verkrygingsregulasies wat baie streng swart ekonomiese bemagtigingsvereistes daarstel. Daar is sekere poste wat uitsluitlik vir 'n sekere deel van die rasdemografie gereserveer word. Sou ons kan toegee dat
daar wel 'n vorm van diskriminasie teen Afrikaners is en dat Afrikaners wel op 'n sekere skaal wel as slagoffers beskryf sou kon word. Ja, nee, dat is 100%. Ons moet dit toegee. Ons kan nie ons oë toelaat vir uh toemaak vir die werklikhede nie. Daar is iets soos triple B, triple E, ek weet nie altyd om te sê nie, want dit gaan oor wye swart ekonomiese bemagtiging. Daar kan 'n debat gevoer word. Is dit nog nodig vandag dat dit moet gebeur? Want wat gebeur het, want jy het 'n hele aantal aspekte en elkeen kan 'n debat op sy eie wees. Maar daar's 'n paar punte wat AfriForum se oriëntasie spesifiek aanhaal, die 5 punte. Swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie, die sing van die lied ensovoorts. Kill the boer, kill the farmer. So elke ene kan mens baie lank oor praat, maar kortliks daaroor. As jy net kyk na swart ekonomiese bemagtiging, is dit ingestel om die onregmos van die verlede aan te spreek. Toe ons in 94 oorgegaan het na 'n nuwe bedeling, daar was baie onreg geweest voor 94, wat ek bedoel, swart mense kon nie huis koop waar hulle wou nie, kon studeer waar hulle wil nie, kon nie gewerk waar hulle wil nie, kon op dieselfde strande gewees het nie, hulle kon nie hulle moes pasboeke gedra het ensovoorts. So daar was baie onreg in die verlede. So 94 kon nie wegspring nie heeltemal gewees het op dieselfde, en dit is die rede hoekom ook swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie in wetgewing vervat was, né, om 'n bietjie daai speelveld of 'n voorsprong te hê vir sommige mense wat in die verlede benadeel is. Ons kan daardie debatteer, was dit die regte wetgewing of nie. Die feit bestaan, dis daar vir 'n bepaalde doel gewees, né. Nou kan ons die debat enige tyd hê. 32 jaar later is dit nog nodig om dit steeds te hê. Want wat gebeur het met 'n ANC-regering wat ek genoem het wat uiters korrup is, het daardie wetgewing ongelukkig gevat wat goeie bedoelings gehad het op ander mense wat benadeel wees te help, het hulle geneem en 'n klein, ons praat met iemand nou van die elite, 'n klein elite, swart mense, skatryk te maak. Die massa, die mense wat geveg het vir hulle vryheid voor 94, het die ANC eenvoudig geval. So die grootste slagoffers, vandag nog, is nie eens wit mense nie, dis swart mense, wat die ANC-regering, hulle het hulle geval. As ons kyk na die feit, moet dit nog steeds daar wees, want dit benadeel ook wit mense. Dit benadeel mense as jy wil aansoek doen, jy wil gaan in 'n sekere bepaalde rigting, wil jy studeer, medies of wat ook al, sê nee, daar sekere bepaalde kwotas. Ons mag nou die debat voer, is dit nog nodig? En dit is 'n lang debat, want sommige mense word daar benadeel. Maar wat ek wil ek sê, ten spyte van 'n swak regering, is daar geen groep in Suid-Afrika, en ek kyk mos nou weier, is net wit Afrikaans sprekend of wat, daar's geen groep wat hom beter handhaaf, ten spyte van 'n swak regering, as die Afrikaner nie. En gee hom krediet daarvoor. Ons het geweldig gevorder op verskeie gebiede, op ekonomiese gebied, ons het hier syfers gesien, dis nie syfers wat ek uitdink of iemand uitdink nie, Suid-Afrikaanse stats, SA statistiek, dat die werkloosheidssyfer onder jong mense is 12%. Dit vergelyk beter as wat die Europeërs se werkloosheidssyfer is. Niemand bestry dit nie. Dis beter, ons is laer as Brasilië, ons is laer as Swede. So as ons kyk in globaliteit, nie net die Afrikaner uitsondering, dan gaan dit selfs wat dit aanbetref beter met die Afrikaner, en dan kan ons nie sê ons is 'n slagoffers nie. Ten spyte van 'n swak regering doen ons goed. Op kulturele gebied, ek bedoel die KAK het na 94 ontstaan, al die ander feeste in Potchefstroom en Nelspruit en al die ander feeste, het ontwikkel, kultureel het ons ontwikkel. Moet ons nou tevrede wees met 'n swak regering wat nog steeds hierdie wetgewing het? Nee, ons debatteer dit. Grondhervorming word nou vandag, het AfriForum is besig daarmee om dit in die hof te beveg. Ons is bly daar's 'n grondwet. Daar word nie grond gegryp soos beweer word van oorsee af nie, van meneer Donald Trump nie. Daar's wel wetgewing op die boeke nou wat meneer Ramaphosa al geteken het. Maar dit word nou beveg in die hoogste hof. Dis wat ons het. Ons het 'n grondwet, ons kan dit hof toe vat. Ons hoef nie te sê ons is slagoffers nie, want grond is nog nie gegryp nie. Ons is besig met 'n regsproses nou om dit te beveg. So daar's 'n lang debatte
wat ons kan voer ten opsigte van 'n ding. Maar wat ons wel sê, en daai brief sê dit ook, sê ons is nie slagoffers nie, ons is nie die enigste slagoffers. En dit wil ons baie duidelik beklemtoon. Ons is nie die enigste slagoffers nie. Maar ek neem nie, wit mense kan kla. Moenie fout maak nie. Om nou te sê, ja, ons woon daar nou nie in 'n plakkerskamp nie, nou mag ons nie kla nie. Nee, ons moet kla. Ons moet van hierdie land 'n beter plek maak vir onsself, maar ook weier kyk na ander mense. Ek wil beweeg na die gesprek wat 'n afvaardiging gehad het met die FSA se ambassadeur aan Suid-Afrika, meneer Leo Brent Boesel die derde. Nou ek verstaan die diplomatieke beperkings wat julle het waarin jy jouself deel van daardie afvaardiging. Ek verstaan die diplomatieke beperkings wat met so 'n gesprek gepaard gaan en ek wil hoor in soverre dit moontlik is of jy dalk vir ons 'n bietjie duidelikheid kan gee oor wat julle ten doel gehad het ook met daardie gesprek, wat die uitkoms was, hoe julle dit ervaar het en dan ook daarmee saam en dit, ek dink dit is 'n vraag wat ook maar in die breë gevra word wanneer daar op sosiale media na die gesprek verwys was dit 'n gesprek wat losgestaan het van ander gesprekke en ek verwys hier na die Solidariteit Afriforum groepering wat ook met die ambassadeur in gesprek was, of was dit in teenreaksie daarop en om dit dalk in 'n mate uit te kanselleer? Nee, glad nie. Jy weet, ons wil net 'n boodskap oorgedra het. Ons het die uitnodiging gerig aan meneer Boesel reeds op die 18de Maart. So dit was nie 'n reaksie op 'n besoek van Afriforum of enige ander organisasie nie. Ek bedoel dit is ons het elkeen het die vryheid en die deur was oop vir ons gewees om te sê ons wil ook 'n ander stem hoor van die ambassade se kant af. Ons wil ook 'n ander stem hoor wat ons baie waardeer. En ons het op die 18de Maart die uitnodiging, maar dit het iets soos 2 maande geneem voordat hulle vir ons geantwoord het. En toe is dit bewerkstellig en ons het so 2 weke gelede het ons 'n afspraak gehad met hom. En die hele doel was om net dit wat ons ook nou hier bespreek, die kern van die saak te sê, dat Amerika het hulle agenda, hulle Suid-Afrika gebruik om ook hulle agenda. En dit het ongelukkig ook binnelands hier by ons 'n effek gehad. Amerika kan hulle land regeer net soos hulle wil, maar die oomblik toe hulle sê maar Afrikaners is die enigste wat kwalifiseer vir vlugtelingstatus, moet ons sê dit het ons in 'n baie ongemaklike posisie gestel. So ons het die geleentheid gebruik of vir Boesel en sy afvaardiging te sê, en punt nommer 2, daar is nie grondvergrype nie, maar ek dink hy weet dit reeds, en ek dink ook, ons het die gevoel ook gekry, hulle weet reeds, daar's nie 'n volksmoord wat hier plaasvind nie. Dis die enigste rede hoekom ons gaan sien het. Die afvaardiging van die Afrikaners vir Suid-Afrika, soos wat dit deesdae genoem word en nou bekend geraak het, die inisiatief. So ons wou daardie geleentheid gebruik en ons sou maar iets soos 'n uur en 'n kwart afspraak gehad het, ons was meer as 2 ure daar. So ons het ons standpunt gestel en ook sake soos swart ekonomiese bemagtiging het opgekom, gevra word en ons het ons opinie gegee, en baie wat ek ook nou vir jou gesê het. Om baie duidelik ook vir Amerika te sê, dis soos 'n groep Afrikaners dit ook ervaar. Daar's meer as een stem van Afrikaner geleedere. Ek dink nie ons het een keer Afriforum Autoriteit se naam eers genoem. Daar was dis nie 'n reaksie op ander Afrikaner organisasies nie. Ons erken dat Afriforum Autoriteit is die grootste organisasie en verteenwoordig baie honderde duisende mense daar. En is 'n belangrike stem. Ons het net gevoel, maar daai stem is miskien wat betref daardie 2 geweldige aanslae of beweringe van volksmoord en grondvergrype. Dit raak die kern van Suid-Afrika aan en ons as Afrikaners met ons geskiedenis van voorheen bevoordeling kan ons nie op hierdie stadium kom terwyl dit eintlik met Afrikaners relatief beter gaan is met enige ander bevolkingsgroep wat ons daai boodskap net ongesiens kan laat verbygaan nie, want ons het 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die meerderheid van Suid-Afrika. Ons is 2,7 miljoen wit Afrikaans sprekende mense. Ons sit met 758.000 swart, bruin. En as ek, wat baie keer in 'n vergadering sit, dat ek partymal die enigste wit persoon is, as hulle vir my vra, maar hoe is dit moontlik dat julle kry hierdie voorreg van vlugtelingskap? Julle kan eenvoudig julle goed vat en
en trek, want ek sê vandag, ek sal kwalifiseer vir vlugtelingskap, né? Baie mense sê maar julle het so klein bietjie kontak verloor. Julle weet wat op plase aangaan. Julle het nog nooit daai ondervinding gehad nie, so julle het kontak verloor. Kom ek sê vir jou, en ek hou nie af van om myself as 'n voorbeeld te gebruik nie. Ek is al 3 keer met 'n gewapende roof. Ek en my vrou. Ek ken 'n revolver in my kop. Ek ken 3 op een slag in my kop. Daai skoot kan enige tyd afgegaan het by 3 geleenthede. Dis onaanvaarbaar. Maar ek kan nie my persoonlike in sy omstandighede gaan sê, maar ek is slagoffer omdat ek wit is nie. Die rede hoekom ek 'n slagoffer was, hy wil my selfoon vat. Hy wil juwele wil hy vat. Hy het my ringe, daardie ringe wat al 50 jaar in my vingers was, is afgepluk. Dis misdaad, dis geweldpleging, nie omdat ek wit is nie, maar omdat mense wou steel. En dit kan ons nie aanvaar nie. En ek sien met ander woorde, ek kyk nie net na wat wit slagofferskap is nie, ek kyk ook na swart en bruin slagofferskap. En ek moet myself kan verantwoord teenoor my swart mede-burgers in Suid-Afrika om te sê, ek sien myself nie as uitgesonder nie. Ons is slagoffers net soos wat julle slagoffers is. Dis al wat ons wou oordra en wat ons oorgedra het. En ek dink dit was 'n baie vrugtevolle, oop en goeie gesprek gewees wat ons gehad het met die boere. Jy het nou 'n bietjie vroeër maar in verwys aan daardie 5 punte wat soos ek het verstaan ook dan sy oorsprong in die FSA het. Ons het gesien die Trump administrasie het nogal 'n redelike erns wat landelike veiligheid betref. Nou ek probeer nou vinnig dink wat is daai 5 punte, maar ek weet dit gaan oor die vrystelling van Amerikaanse ondernemings aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes, so Elon Musk se Starlink wat in daar ter sprake is. Dan staan enkele punte oor landelike veiligheid, onder meer dan die veroordeling van die lied Kill the Boer wat van die ANC of dan van die regering vereis word. Dan ook die prioritisering van plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad. En ek weet dan 'n ander punt was ons het daarin geraak grondgrype of dan ten minste die sekerheid bring aan eiendomsreg. Nou dit is so, daar is in die stadium ook 'n hofaangeleentheid wat daaroor aangehoor word. Jy het verwys na AfriForum se saak. As ons kyk na daardie punte in die breë, en ons praat oor vrystelling van swart ekonomiese bemagtigingsvereistes vir Amerikaanse maatskappye en ons praat oor Kill the Boer oor die lied en die vereiste, net om te sê dis sleg. Ons veroordeel dit as regering, moet dit nie sing nie. En dan daarmee saam ook gee ons dan die sekerheid dat eiendomsreg wel verseker word. Moenie hierdie grondwetwysiging daarstel wat wel in die toekoms eiendomsreg in gedrang kan bring nie. Sou jy sê en sou die afvaardiging aan Moselle kon toegee dat dit billike vereistes is, of dink jy dat daar is wel 'n ruimte vir debat oor die billikheid van daardie vereistes? Ja, ek dink ons grondwet beskerm eiendomsreg baie goed. En dis nie te sê dat ons, as daar enigstens nou veranderings voorgestel word, dat ons dit moet aanvaar nie. Maar ek is baie bly dat daar nou, dit gaan in die hof getoets word. Ek persoonlik dink nie dit is nodig gewees om dit 'n Amerikaanse saak te maak nie. Maar hulle het, elkeen is geregtig om dit te maak. Want ons grondwet beskerm reeds eiendomsreg. Nou kan jy sê, baie sê, ja, maar ons kan nie wag tot Zimbabwe gebeur nie, maar ons doen dit nie. Die grondwet is sodanig, en ek dink ons waardeer ten min die grondwet wat ons die reg gee om 'n saak te gaan toets. So die feit dat dit opgeneem word en op die agenda geplaas word, al is dit ook in oorsee, dis nie eens groot, dis nie die werklike dispuut wat hier oor gaan nie. Nou moet altyd onthou word die rede waarvoor onthou ek is 'n Afrikaner. My agtergrond is Afrikaans. My oupa het geboer in Karlsdorp en ek kom ek voel deel van die Afrikanerdom. En ons is deel van die groter Suid-Afrika. Maar die rede vir ons versoek en ons rede vir ons gesprek was om daardie uit te haal, om net die angel van ons sonder onsself af as die enigste wat swaar kry in Suid-Afrika. Wat is baie pertinent. Dis hoekom ons vlugtelingstatus het nie 'n ander het nie. Dit kan die persepsie was daar, die narratief was gedryf dat daar's 'n aanslag op ons lewens, op ons eiendom. Terwyl dit van alle waarheid is ontbloot, ons staan daarby vas. Ons brief het dit gesê en ons staan daarby vas, daar is nie eens 'n kwessie nie. Jy het genoem byvoorbeeld van kill the boer, kill the farmer.
Ek kan net ook sê dat dit spesifiek opgekom. Die Bosel spesifiek gevra, wat is julle opinie? En ek het self ook geantwoord. En ek het self geantwoord op daai spesifieke aspek. Gesê dit is onaanvaarbaar dat daai lied in die hedendaagse omstandighede nog gesing word. Ek neem vandag, en ek sê dit ook hier, ons neem ons president kwaadlik dat hy nie al gesê het, ongeag wat die hof gesê het, dit word nie meer gesing nie. Ons verwag dit van 'n president, en dit is ook oorgedra. Ons verwag dit van 'n president, wat dit kan geïnterpreteer word, dat dit 'n oproep is om boere te vermoor. Dit hoort nie eers in ons samelewing nie. En ons het dit baie duidelik ook gesê, dit is ook ons, en dit is, daar's nie eers 'n debat wat daaroor gevoer word nie, daai lied hoort nie daar nie. Vir my persoonlik is dit haatspraak. Die hof kan gesê dit is nie haatspraak nie, en kom ons, elkeen van ons wat betrokke is by die ondertekening van die briewe, kan een of twee uitsonderings wees, maar al 48 se vir jou sê, maar dit hoort nie in Suid-Afrika vandag nie. Ons moet leer om met mekaar saam te werk. Dit kan beskou word deur sommiges as 'n ou struggle-lied, maar dit kan in 'n plofbare situasie kan dit die trigger wees. Dit was nog nie. Daar was geen bewyse dat daar ooit 'n volksmoord is en dat daai lied aanleiding gegee het daartoe nie. Maar ons kan nie dat daar onsekerheid is by sommige mense as iets verkeerd loop, dat so 'n lied gesing word en ons laat dit toe nie. So daar moet nie onsekerheid wees oor wat ons gevoel ten opsigte van die sing van Kill the Boer, Kill the Farmer, dit hoort in ons samelewing nie. Jy het geraak aan jou Afrikanerskap, en ek wil dalk iets so vinnig, terwyl jy nou dit geopper het, net so vinnige vraag daar ingooi, en my gedagtes gaan nou terug na 'n simposium wat ek so seker al 9, byna 10 jaar gelede bygewoon het van die Akademie vir Wetenskap en Kuns. En dit het gegaan oor die Afrikaner in krisis 1914 tot 2019. Dis reg, so dit was in 2019 dan die betrokke simposium. En van die sprekers daarso het inleidend met hulle referate begin, en dit is mense wat ek nou tipies op sigwaarde as 'n Afrikaner sou beskryf. Begin deur eerstens net te sê dat hulle baie ongemaklik is met die term Afrikaner. So daar was, wat ek daar bespeer het, 'n afsydigheid teenoor die term Afrikaner. Nou ek gaan hulle nie vermeld nie, by name vermeld nie. Hulle is nie hier om hulle kant van die saak te stel nie, maar die indruk wat ek tog gekry het is van, dit is ook dan later ondertekenaars gewees van die nie in ons naam nie verklaring. En my gevoel wat ek partykeer kry is dat van die ondertekenaars was eens ongemaklik met die term Afrikaner, maar is nou Afrikaners vir Suid-Afrika. So ek wil nie hulle standpunt hoor nie, want hulle is nie hier om hulle self te verdedig of om hulle standpunt te stel nie. Ek wil by jou hoor, Barend, hoe belangrik is jou Afrikanerskap? Hoe groot deel vorm dit van jou DNS? En hoe staan dit teenoor jou Suid-Afrikanerskap? En ek wil dit waag om te sê, en jy mag hier met my verskil, wil dit waag om te sê dat iemand kan 'n Afrikaner met 'n ander paspoort wees, of 'n Afrikaner dalk in 'n ander land wees, maar hy kan nie 'n Suid-Afrikaner in 'n ander land wees nie. Die Afrikanerskap is die een ding wat hy onlosmaaklik deel van hom het en saam met hom moet neem. So weeg dit vir jou swaarder as jou Suid-Afrikanerskap? Is dit vir jou iets wat onlosmaaklik deel is van mekaar? Ek hoor graag hoe jy daai identiteit sien, ter aanleiding van wat jy nou verwys het na jou oupa in Calitzdorp, en daai kom vandaan van jou. Ja, ek kan nie namens die 48 praat nie. Elkeen het, party mense dink ek het al moeg geraak vir die debat oor wat is 'n Afrikaner, hoe is 'n Afrikaner, gesê man, ek is net 'n Suid-Afrikaner en los my nou verder alleen. Nee, daar is mos nou daardie standpunte. Vir myself, ek het net maar genoem, ek was vir baie jare lank, ek was die adjunk uitvoerende hoof van Citizen Partnership of Government, toe die bedryfshoof van South Africa Day, waar ons hierdie projekte deur Suid-Afrika gedoen het, en ek het nou nog op die raad by 'n paar plekke waar ek die enigste wit Afrikaner is, of kom ek sê Afrikaner is, nee, wat Afrikaans praat en ek is wit. Ek het al by vergaderings waar ek gesit het ek al gevra, sê gou vir my net vir interessantheid, hoe beskou julle my? Hoe sien julle my in Suid-Afrika? Hulle sê jy is Afrikaner. En ek het al gevra, hoekom sê julle ek is Afrikaner? Maar jy is wit en jy praat Afrikaans. Dis die enigste identifisering wat hulle het, ons
As hulle kyk na James Kemp, as sien hulle vir jou as Afrikaner, as jy vir hulle vra, gaan ek dink 95% moontlik van swart mense in Suid-Afrika is Afrikaner vir daai 2 redes, né? Ons kan nie wegkom daarvan nie. Jy kan sê, ag, ek is nie Afrikaner nie. Die meerderheid van Suid-Afrika sien vir jou en my wat Afrikaans praat en ons is wit, ons kan nie wegkom van ras nie. Dis deel van ons politiek in Suid-Afrika vir eeue nou al. En ons hoef nie weg te kom daarvan en weg te skram nie. So ek is 'n baie gemaklike Afrikaner. As ek praat, ek is 'n trotse Afrikaner, klink so of ek myself beter ag as ander. So ek is half versigtig om dit te sê, ek is 'n trotse Afrikaner. Ek is 'n gemaklike Afrikaner. Ek vra nie verskoning daarvoor nie. Ek het in 2015, toe ek by CPG gewees het hulle my gevra, daar behoefte gewees dat daar moet beter gesprek wees met Afrikaners. Want Zuma was toe aan bewind gewees, daar was 'n vyandskap gewees eintlik. Ons het al vergeet ten opsigte van ons Afrikaners teenoor die huidige regering. Toe het hulle gevra, maar kan ek nie 'n konferensie reël met Afrikaners nie, 2015. En ek het met al die Afrikaner organisasies gepraat. Afriforum, Solidariteit, was by hulle kantore gewees, by Flipbuys, by Kali en by die Voortrekkers en die ATKV ensovoorts. En dit het toe gerealiseer en ons wou eintlik gehad het dat meneer Ramaphosa, wat toe die adjunkpresident was, die voorsitter moet wees van daai vergadering. Zuma was al klaar in baie groot onguns gewees as gevolg van sy swak regering. En toe het ons dit gereël. Ek was 'n hele paar maal by die Unie gebou om dit saam met die ander Dr. Sheikh Bekeshongwe en ons voorsitter ook te reël en so. En dit het toe gerealiseer in Johannesburg in 2015. Ons is seker so 40. Ek weet Afriforum Solidariteit het kort voor dit het hulle onttrek en sê nee vir hulle redes, geen probleem nie, maar ja, Voortrekkers was daar en die ATKV was daar en al die ander baie van die Afrikaner organisasies. En toe het Gwedi Mantashe die voorsitter gewees. Hulle maak het toe 'n tipe van 'n ANC, nou dit is soos die politiek maar werk, en daar was 4 ministers gewees wat ook teenwoordig gewees het by daai tyd. En toe ek my beurt kry, want ek was die enigste wat nie 'n Afrikaner organisasie verteenwoordig nie, en toe het ek hulle vertel van my werk en my toere. Ek vir die laaste 26 jaar toer ek deur Afrika. Want ek is ongelooflik verlief op ons kontinent. En wie hoekom? Omdat ons so divers is. Dit interesseer my die diversiteit van hierdie land. Zambië byvoorbeeld het 76 verskillende etniese groepe en soveel tale. Tanzanië het 33 verskillende etniese groepe en tale. Suid-Afrika met al sy diversiteit hou ons by mekaar. Partykeer dink ons het verdeling. Net so tussen hakies. Ek het eendag in 'n debat gewees en ek sê toe tong en ek kies, maar ek dink ek was 'n bietjie ernstig. Ek is bly, ons is 62 miljoen mense in Suid-Afrika. Ek is baie bly ons is nie 62 miljoen Afrikaans sprekende wit mense nie. Afrikaners. Ek is baie bly. Wie hoekom? As ek dink as ons 62 miljoen Afrikaners was, dan was ons 62 miljoen onafhanklike state van Suid-Afrika. Want kyk, ons is 'n lekker stubborn groep mense. Stig vinnige politieke partye in 'n nuwe kerk en ons stig af. Wie wat ek dink ons aan mekaar hou is die diversiteit. Xhosas en Vendas en Zulus en Pruiners en Indiërs. Ek dink dit is wat ons baie na mekaar hou. En ek is baie bly om 'n Afrikaner te wees, deel van die groter Suid-Afrika. Die kleurrykheid daarvan, die verskillende tale en gewoontes. Ons moet nie toelaat dat verskille ons verdeel nie. Dit behoort ons eintlik aan te trek in mekaar. En in daai vergadering toe noem ek die rede hoekom ek in Afrika toer en ek werk elke dag met swart mense en ek ken townships. Maar ek voeg toe by vir my Gwedi Mantashe. Maar een keer 'n jaar, dan gaan hou ons vakansie op Hartenbos. Man, as jy by Hartenbos is, en ek vra toe vir hom, ken jy Hartenbos? Ja, hy weet van Hartenbos. Ek sê as jy in Hartenbos loop en jy hoor 'n Engelse woord, dan moet jy weet jy het verdwaal, jy is op Hartenbos. Daar vertel ons Afrikaanse grappe, ons praat rugby en ons sangers en ons leef ons kultuur uit. Hy kon geen aanstoot neem daaroor nie. Want ek het sopas gesê, hoe geniet ek Afrika, totaliteit, en hoe geniet ek die diversiteit van Suid-Afrika. Dis
my vereenvoudigde definisie hoe ons in Suid-Afrika kan saamwerk. Die diversiteit, maar kom ons hou ook ruimte vir ons eie kultuur. Moenie dit kritiseer nie. As ek my kultuur op 'n sekere manier uit wil lewe, of dit Afrikaner kultuur is, of dit 'n Xhosa kultuur is, die een is nie reg en die ander is verkeerd nie. Die een is minderwaardig en die ander een behoort krediet te kry nie. Dis soos ek my lewe sien. As jy vra, wat dink ek van Afrikaner? Man, ek is lief vir Afrikaans. Nee, my familie is Afrikaans, my vriende is Afrikaans. Ek werk in 'n Engelse omgewing, maar selfs my Engels is so swak. My Engelse vriende sê, ag, verduidelik dit liewste vir my Afrikaans, verstaan ek jou beter. Verstaan jy? Ek vra nie verskoning vir Afrikanerskap nie. Ons is deel, ons is ingeweef. En al wat ek sê, ek dink tog ons Afrikaners, met ons geskiedenis van apartheid, al is dit lank gelede, het tog 'n groter verantwoordelikheid. 'n Groter verantwoordelikheid as enige ander bevolkingsgroep. Om te help, dat nie net met ons goed gaan nie, maar dat dit goed gaan met elke een in Suid-Afrika. Hier is soveel lyding, daar's genoeg geld, maar daar's mense wat vanaand nie kos het op die tafel nie, wit, swart brein, swart, en ook wit mense. Kom ons gee 'n bietjie meer vir mekaar om. En as ons in staat is om 'n beter wêreld, 'n beter Suid-Afrika te skep vir al sy mense, kom ons nie net werk self nie, kom ons werk saam. Dis my begeerte, en ek dink baie se begeerte is dat ons net, as ons wil vorentoe gaan, moet ons 'n bietjie verby ons verskille kyk. Jy weet, dit maak nie saak of jy 'n EFF of 'n Vryheidsfront of 'n ANC of 'n DA is nie. Almal het skoon water nodig. Maak nie saak of jy verskillende politieke partye het nie, almal wil graag hulle kinders stuur na 'n goeie skool. Elkeen wil suiwer water hê, wil kos op die tafel hê, wil 'n dak oor sy kop hê. En in Suid-Afrika moet ons leer om, ons kan verskil, ons kan debatteer, ons kan baie keer rebuus met mekaar, maar ons moet leer om rondom daai verskille te hê. Of jy 'n Christen is, of jy ateïs is, of 'n moslim is. Ons wil almal soek ons dieselfde basiese behoeftes. Ons wil almal basiese mediese geriewe hê. Ons wil goeie infrastruktuur hê. Ons het baie keer net 'n ander pad hoe ons daarby kom. So die grootste wens wat ek kan uitspreek as 'n Afrikaner, kom ons werk met mekaar beter saam. Kom ons hou op mekaar te beledig om met mekaar te verskil. Kom ons verskil op 'n beskaafde manier. Want dis die enigste wyse as mekaar by mekaar kan kom, 'n bietjie meer by mekaar kan kom ten opsigte van hoe, dan kan ons hierdie land van ons vorentoe vat. Swart, wit, bruin, Indiër, almal van ons. Dis die wens. Barend, jy het nou my laaste vraag so bietjie vooruitgeloop en ek wil net so ten slotte, ons nog so 'n paar minute tot ons beskikking, maar juis op daardie noot vra, want ons kan, as ons kyk na die debatte wat gevoer word, en dit is nou baie ongelukkig so dat waar daar afstand is mense meer geneig om meer verneig te wees. As dit nou deur middel van 'n sedelbord gebeur, dan is mense geneig om nie heeltemal so aanspreeklik te voel vir hulle optrede op sosiale media, netwerke en platforms en dies meer nie. Maar nou moet ek onmiddellik sê, ek beskou dit en ek aanskou dit en ek bespeer dit aan beide kante van die politieke spektrum. Ek dink daar is linkse en regse verneinigheid wat hierdie tipe debatte betref. En eintlik is dit so my slotvraag aan jou. Is dink jy daardie kloof is oorkombaar? Dink jy daardie kloof is oorbrugbaar? Want wat ek ook sien is byvoorbeeld as iemand iets positief oor Trump sou plaas, is dit asof dit sneller is vir 'n tirade van, en ek wil nou nie in die hele debat gaan van wat links en ons het nou Afrikaners so min of meer uitgepleis. Nou wil ek nie links en regs probeer uitpleis hier nie, maar van die linkerkant van die spektrum is daar 'n tirade wat afgaan. Of is daar dalk weer kritiek is op Trump, is daar weer van die ander kant af 'n tirade wat op sosiale media platforms ontstaan. Dink jy daardie kloof, en dit is nie net Trump verwant nie, dink jy daardie kloof tussen Afrikaners is oorbrugbaar? Ons gaan altyd verskille hê.
kyk ons Afrikaners, ons beklei mos al vir dekades. Daai tyd was dit die HNP en die KP en VP en NP ensovoorts. So ons gaan altyd daai debatte hê en verskille. Ongelukkig, dit is net so dat sedert verlede jaar het dinge nie mooi geword nie. Dis eintlik ontstellend toe mense met mekaar verskil, né? En ons gaan nooit die brug oorkom nie, maar ek dink die manier waarop ons verskil moet verander. Ek dink dit is 'n baie goeie ding dat 'n mens praat. There's no substitute for personal contact. Ons moet mekaar bietjie meer by mekaar uitkom sodat ons kan verstaan hoe die ander persoon dinge. Dit geld ook binne die Afrikaner geleedere. Daar word so baie maklik etikette geplaas. Jy's links en hy's regs. Ek gebruik nooit daai woorde nie. Ons kan sê jy's miskien links van die politieke spektrum of regs van die politieke spektrum, en ons weet wat ons min of meer bedoel, né? Mense sal my byvoorbeeld beledig, jy's woke en jy's 'n liptaart en al die dinge. Ek steur my byvoorbeeld nie aan nie, ek sal nooit eens antwoord daarop nie. Want ek laat nie 'n etiket op my plaas nie. As jy dit wil plaas of iemand dit wil plaas, dan is jy vry om dit te doen. Ek is in 'n groot mate baie meer konservatief as wat baie konservatiewe is. As dit kom by familiewaardes en so is ek geweldig konservatief. Maar aan die ander kant is ek weer 'n bietjie meer, kom ek sê het maar meer liberaal op ander gebiede. So ek kan nie een etiket op my plaas nie, en ongelukkig gebeur dit. Mense plaas, as jy vir 'n Trump of 'n anti-Trump is, dan het jy dadelik die etikette, al die goed wat ek genoem het en nog meer. So ek dink nie die kloof van verskille kan oorbrug word nie. Ek dink net die manier waarop ons met mekaar verskil, sodat ons nog steeds ten spyte van ons verskille kan vorentoe gaan, en dit is moontlik. Dit is moontlik. 2 voorbeelde wat ek net vir jou wil noem. Ek is betrokke gewees destyds met die geweldige rassekonflik op Kolini. Daai dorp het in 2017 letterlik gebrand. Die konflik, die rasse, dit was 'n swart-wit konflik tussen Tablogang se mense, wat baie EFF en ANC georiënteerd is teenoor die tradisionele Kolini gebied. Dit was 'n geweldige moeilike situasie. Nie moeilik nie, dit was 'n gevaarlike situasie. Maar jy weet, ons Afrikaners, Suid-Afrikaners is geweldig, wat noem jy dit, jy staan vinnig op, né? Resilient. Wat is die Afrikaanse woord? Resilient. Veerkragtig. Veerkragtig. Ons is so. Hulle het baie vinnig hulle 'n vredesforum gestig. En die EFF, die ANC, die Vryheidsfront, AfriForum se mense, daai mense het bymekaar gekom. Dit is nie eens vreeslik aan die pers gewees nie. Het hulle dadelik daai posisie ontlont, né? Ek het eers 'n tydjie daarna betrokke geword. En ons het 'n projek begin, ons saam met hierdie hele gemeenskappe van Tablogang, Skotland, wat die plakkerskamp of informele nedersetting en Kolini is. En sedert 2017 tot vandag toe was daar nog nie een enkele rassevoorval gewees nie. Nog nie een nie. Dis die veerkragtigheid van ons Suid-Afrika. Dis die stories wat my hoop gee vir Suid-Afrika. Dieselfde het gebeur by Senekal en Matwabeng. Ons weet wat gebeur het nou so 5 jaar gelede. Dit was duisende EFF-lede het opgeruk na Senekal toe. Dit was 'n ongelooflike konfliksituasie. En almal het gedink, maar hier gaan nou baie rasse geweld kom. Weereens het die gemeenskappe, die boeregemeenskappe van Senekal se omgewing, die EFF, Kenny Matoye is die groot opstoker gewees daai tyd, né? Die ANC, die Vryheidsfront, het hulle bymekaar gekom en sê ons kan nie so voortgaan nie. Ons kan nie so voortgaan nie. Want ons gaan mekaar uitwis en dit gaan deurvloei na die res van die land toe. Dis hoe veerkragtig is ons. As ek nou Senekal toe gaan, en Matwabeng, dan bel ek vir Kenny Matoye, is nou nog EFF lid, dan gaan eet ek saam met hom ontbyt. Hy is nie my vyand nie. Baie mense sê, nee, hulle is ons vyand. Wie weet gevaarlik is vir Suid-Afrika, is 'n man soos Julius Malema, wat nog steeds daai lesin. Hy's vir ons 'n gevaar, maar jy kry dit aan beide van die politieke spektrum. Jy kry dit in elke land. Jy kry hierdie persone wat geweld, dit is sy agenda aan beide kante. Maar baie van ons, en daarom sê baie mense, dis alles regs. Hulle is uiters regs. En dan bedoel hulle ook, hulle is ook militant. Nee, dit is nie so nie. 'n Persoon wat sogenaamd regs is of sogenaamd links is nie my vyand nie. Dis uiters my politieke opponent.
of hy verskil van my van 'n siening, maar as jy met hom gaan gesels en jy praat met hom, dan sien jy maar hy wil ook net 'n beter Suid-Afrika hê. Dit is hoekom ons 'n politieke stelsel het, dis hoekom ons 'n grondwet het, dis hoekom ons politieke partye het wat debatteer en dis nie te sê die een is altyd verkeerd en die ander een is reg nie. Daar is altyd net een roete nie. Jy kan van die Kaap af ry Johannesburg toe, Kimberley om of Bloemfontein om. Nou die een is nie reg of verkeerd nie, dis partymal 'n voorkeur. En baie van ons verskille hang af van ons agtergrond, ons geskiedenis ensovoorts. En ons moet net onsself 'n bietjie meer plaas in ander mense se skoene. En dan sê hoekom dink en redeneer hy so? Dis nie nodig om mekaar te vernietig nie. Ons kan met mekaar verskil, maar ons kan die land nog vorentoe gaan. Vir my loopbaan is nou verby. Ek is nog aktief en so ver moontlik. Maar ek en jy en ons almal in Suid-Afrika moet vir ons kinders en ons kleinkinders hoop gee vir die land. Hoop gee vir die land. En ongelukkig is die atmosfeer in Suid-Afrika nie daar wat jong mense kan moed gee nie. Want ons leierskap is nie wat dit behoort te wees nie. Ons politiek is nie wat dit moet wees nie. Die manier van debatvoering is nie op die vlak wat dit moet wees nie. Ons moet daai temperatuur soos moet afkry om vir ons jong mense te sê Suid-Afrika is 'n wonderlike plek om aan te bly. Ten spyte van al die uitdagings, ten spyte van swak regering. Wil ek nie in Europa bly nie, ek wil nie in Australië bly nie, ek wil nie in enige ander plek bly nie. Hierdie land is ek voor lief. En ons moet daai boodskap van hoop vir ons mense gee, vir ons kinders en ons kleinkinders. Ek dink met al hierdie onsekerheid deur die wêreld, wat in die Midde-Ooste gaan, die onsekerheid in Europa, die Rusland-Oekraïne konflik wat baie maklik kan oorspoel na die res van Europa. Lyk dit vir my, het Suid-Afrika skielik die mees veiligste land geword. Praat nie van geweldpleging, ons moet dit aanspreek. Werkloosheid moet ons aanspreek. Die regering het 'n verantwoordelikheid om die omgewing te skep sodat mense vertroue in ons land. Die regering moet 'n blame kry vir baie dinge in hierdie land. Maar gelukkig het ons oor 'n paar maande weer 'n verkiesing, né? En ons moet ons stemme laat uitbring. Maar ons moet hoop gee vir ons mense om te sê, moenie dink dit gaan net altyd lekker en goed by ander plekke nie. Suid-Afrika se potensiaal is ongelooflik. En daardie boodskap van positiwiteit, nie naïwiteit nie, nie verblind vir ons uitdagings nie. Ons kan self veranderings maak in ons lewe. Ek sê hierdie dinge miskien nie, verseker nie omdat ek so slim is nie, mas miskien omdat ek so oud is. Ek het 1960 se Sharpeville beleef as 'n jong seun. Ek het 85 se noodtoestand beleef. Ek het 76 se onluste beleef. Ons weet wat se mense was morbied en nie die toekoms gesien nie. Die onsekerheid van 1994 van oorgang van die ou bedeling na die nuwe bedeling, die onsekerheid. Ons sit 32 jaar later still alive to tell the story. Het ons uitdagings vandag? Natuurlik het ons uitdagings. Maar ons uitdagings is nie meer wat dit gewees het 30 en 40 en 50 jaar. Ons het nuwe uitdagings. En ons moet daai uitdagings doodeenvoudig hanteer. Ons moet nie 'n moedelose vlakte sit en ons het nie 'n oplossing nie. Ons het 'n oplossing. En daai oplossing is in ons hande. Die uitdagings wat ons het in Suid-Afrika is minder as wat Europa en die ander plekke in die Midde-Ooste het. Die uitdagings wat ons het soos werkloosheid en geweldpleging en infrastruktuur wat ten gronde gaan, dis in ons hande. Ons moet die regering verantwoordelik hou daarvoor, maar terselfdertyd as gemeenskap, alle organisasies, sluit AfriForum Solidariteit in. Almal van hulle het 'n verantwoordelikheid om te werk vir 'n beter Suid-Afrika vir al sy mense. Ek het 'n geweldige positiewe uitkyk. Weereens nie 'n naïewe toe-oë uitkyk op Suid-Afrika nie. Ek weet wat ons kan vermag as ons al die ander dinge in die verlede kon oorkom het. Dan kan ons hierdie uitdagings van vandag ook oorkom, sodat ons almal 'n beter lewe vir almal van ons kan bewerkstellig. Dis Barend Legrandsie, hy was hierdie week se gas hier in die Raakpraat Ateljee. Barend wat al die pad van die Kaap af gekom het. Hy's 'n mede-stigter van die Dialoog vir Aksie netwerk. Hy's ook 'n mede-ondertekenaar van wat bekend staan as die Nie in ons naam verklaring en dan sy ook betrokke by die Afrikaners vir Suid-Afrika beweging of dan 'n netwerk of groepering. Laat weet ons ook wat jy dink in die kommentaar afdeling hier aan die onderkant van hierdie gesprek. En ja, laat jou stem hoor. My naam is James Kemp en ons maak met 'n volgende geleentheid weer so.